Goeiedag, baie welkom by ons reeks oor rit, ons Bybelstudie van die NG Gemeente Grimbeek Park. Ons gaan vandag praat oor rit 3. As ons oor rit praat, dan moet ons eers miskien 'n bietjie terugkyk. Joepie het in hoofstuk 1 gekyk na Naomi wat met haar familie daar na Moab toe gegaan het, wat met hulle gebeur het, en toe het Ian in hoofstuk 2 gepraat oor die terugkoms as na die hongersnood en dat hulle om hulp gesoek het. En dan begin ons by rit 3, maar voor ons by rit 3 begin, moet ons miskien eers 'n bietjie kyk na die kultuurhistoriese agtergrond. Die eerste ding wat baie belangrik is dat ons moet kyk wat was die rol van 'n vrou. 'n Vrou het baie slegte situasie gewees as wanneer sy as weduwee was, en vroue in die algemeen het 'n baie slegte rol gehad in daardie tyd. Die kultuurhistories het dit geteken dat 'n vrou maar eintlik gedefinieer is deur haar man. Daarom was die manlike persoon altyd die een wat in beheer was van eiendom, van wat gebeur wat dat reg geskied, beskerming en al hierdie dinge. En daarom was Naomi en Rut in 'n baie slegte situasie gewees, omdat hulle as vrouens eintlik geen inkomste gehad het nie. Dit was nie soos vandag waar 'n vrou sommer kon gesê het, maar ek gaan 'n nuwe loopbaan begin, of ek gaan iets anders doen, of ek gaan 'n ander bron van inkomste kry nie. As sy nie 'n man gehad het nie, of 'n man in die gemeenskap gehad het wat vir haar gesorg het nie, dan was daar maar probleme. Hulle het nie inkomste gehad nie, hulle het nie beskerming gehad nie, hulle het nie veiligheid gehad nie. En in daai situasie sit Naomi en Rut albei in baie uitgelewer aan die gemeenskap. Ook het hulle beskerming nodig gehad. In die vorige hoofstuk lees ons daar sodat daar ook 'n waarskuwing vir Rut gegee word om te sê, maar wees versigtig wanneer die are optel, dat jy nie gemolesteer word nie. Want Boas het geweet, sy sou nie beskerming gehad het daar nie. Die tweede ding wat belangrik is, kultuurhistories, is dat mens 'n bietjie kyk, wat was die rol van 'n losser? 'n Losser was gewoonlik 'n familielid van die persoon wat sy man oorlede is. En die losser, gewoonlik kan dit 'n broer wees van die man wat oorlede is, of dit kan ook verdere familielid wees, maar hy het 'n baie belangrike rol gespeel in daardie kultuur. Die eerste rol is dat hy beskerming gebied het vir hierdie vrou. Die tweede ding was dat hy ook finansiële inkomste voorsien het en gesorg het dat daar kos is en dat daar lewensmiddele is. Maar 'n baie belangrike derde ding is, hulle het ook gesorg dat die nageslag van hierdie familiegroep voortgaan. Met ander woorde, die kind wat gebore word uit so 'n huwelik, word dan gesien as die pa wat oorlede is se kind, en so word sy nageslag dan voortgesit. En so word hierdie, as ons die Engelse woord clan, dan by mekaar gehou. En dit was die agtergrond waarin hierdie gebeure plaasvind. Nou vind ons vir Naomi wat vir Rut uitstuur, naas dat sy in die vorige hoofstuk vir Boas ontmoet het, om vir Boas te gaan besoek. Maar in die nag daar waar hy besig is om op die dorsvloer te dors. As mens na die skrifgedeelte kyk, dan wil 'n mens half bekommerd wees oor die tipe gebeure wat hier plaasvind. Mens voel eintlik half in ons tyd, sou ons gesê het, maar Naomi stel vir Rut eintlik 'n bietjie bloot. Maar wat 'n mens moet in gedagte hou, dat ons hier besig is met God se heilsplan. God is besig om hier 'n plan uit te voer, wat op die ou end uitloop op die geboorte van die Here Jesus Christus. En wanneer ons dan kyk wat gebeur, dan sê sy vir Rut, maar trek mooi aan, en dan gaan jy in die nag, as hy klaar gewerk het, en dan gaan lê by sy voete, en Rut doen dit natuurlik ook so, sy gaan lê by sy voete, maar nou lees ons in die Bybel dat hy ook fees gevier het na die oes die dag, en hy het geëet en gedrink, hy het aan die slaap geraak, en dan word hy wakker met Rut hier aan sy voete. En dan gebeur 'n baie interessante ding. Ek het gewonder by myself of dit nie was dat Naomi geweet het dat Boas iemand van inbors is nie. Maar wat hy dan doen is besonders. Hy maak nie misbruik van Rut nie, maar hy begin in 'n gesprek waar hy die naam van die Here eerste inroep, en te sê dat maar hy weet van haar. Hy het gehoor dat sy 'n vrou is wat vir haar skoonma gesorg het,
wat betroubaar is, en wat werklik vir haar skoonma gedien het. En dan sê hy ook vir haar, maar sy hoef nie bekommerd te wees nie, want sy vra dan vir hom, of hy haar losser sal wees. Maar dan kom die integriteit van Boas na vore, en Boas sê vir haar, hy kan dit nie op daardie oomblik doen nie. Hy kan nie op daardie oomblik as losser optree nie, want daar's 'n nader familielid wat eers reg gehad het. En dit beteken dan dat Boas uiteindelik op 'n punt kom waar hy moet sê, maar ek kan nie hierdie stap neem voordat ek nie iemand anders in ag geneem het nie, voordat ek nie die regte ding gedoen het nie. En hy sê dan ook daar vir Rut, moenie bekommerd wees nie, weet dat ek sal vir jou sorg, maar ek moet eers hierdie ding gaan afhandel. Boas tree verder met integriteit op wanneer hy uiteindelik vir Rut sê dat hy eers met die ander losser, die een wat voor hom kom, wat eerste aanspraak het om losser te wees, met hom in gesprek moet tree en toestemming moet kry voordat hy as losser kan optree. Hy wil dit graag doen, maar sy integriteit maak dat hy uiteindelik eers moet gaan vra en gaan seker maak dat hy die reg het daartoe. Hy doen 'n verdere stap waar hy eintlik Rut se integriteit beskerm, omdat hy weet dit sou sleg gelyk het as hy hulle wakker geword het en die ander mense haar daar gesien het. En daarom voordat die lig uitkom, dan stuur hy haar weg en sê vir haar, maar om haar eie integriteit te behou, moet sy teruggaan na Naomi toe. Maar hy stuur haar nie met leë hande terug nie, hy stuur ook kos saam. Hy weet wat die behoefte is, hy weet waarom sy daar was. Dit het oor oorlewing gegaan. En dan stuur hy haar weg met 20 kg gars. Net soos die vorige dag sorg hy weer vir haar. En dan kom sy terug by Naomi, en dan vra Naomi hoe dit gegaan het. En wanneer sy vertel, dan sê Naomi, maar sy kan verseker weet dat Boas die regte ding sal doen. Daar is 'n paar dinge wat vir my uitstaan in hierdie gebeure, wat ons hiervan lees in Rut 3. Die eerste is dat hierdie mense deel is van God se plan. En dat 'n mens dit moet raak sien, dat die heilsplan van God wat hier plaasvind, waar Rut uiteindelik die ouma grootjie word van koning Dawid, en wat later opgeneem word in die geslagsregister van die Here Jesus Christus, wat ons in die Nuwe Testament lees. Maar die tweede ding is dat die rolspelers hier, al weet hulle dit nie, met integriteit optree. Boas was werklik in 'n situasie waar hy kon misbruik maak van Rut, maar hy doen dit nie. Hy is so eerbaar dat hy ook selfs besluit om eers die persoon wat nader losser sou gewees het vir Rut, dat hy eers met daai persoon in gesprek sou tree. En dan moet ons ook sê dat ook Rut met baie integriteit optree, wanneer Boas oor haar getuig en sê, maar hoorie, die storie het geloop oor jou, dat jy vir jou skoonma gesorg het, dat jy werklik haar gedien het, en dat jy saam met haar teruggekom het. En daarom sien ons ook dat ons in Rut se lewe dan kon sien, waar sy die regte pad geloop het. Baie keer is ons besig om net ons gewone lewe te lewe, maar ons is eintlik deel van God se plan. Maar dit kan net uitgevoer word wanneer ons met integriteit lewe. Maar die groot vraag wat hier uitkom uit hierdie gedeelte is, om God se voorsiening raak te sien. In klein dingetjies. Soos in hoofstuk 2 en hoofstuk 3 gaan Rut met kos huis toe, wat baie belangrik is vir oorlewing. In hoofstuk 3 sien ons, maar God sorg vir 'n losser. 'n verlosser eintlik kan mens sê, want hy verlos hulle uit hulle ellende uit in hierdie omstandighede. En daarom is dit vir ons belangrik om te sê, maar hoe is ons deel van God se plan? En hoe kyk ons vooruit? Ons sien ons of God besig is met ons en hoe God besig is met ons. Baie keer bid ons vir 'n oplossing wat ons nog nie sien nie, maar wat God reeds besig was om uit te voer. Kom ons gaan nou oor na die skriflesing en ons lees saam Rut 3. Nou kan julle saam as groep die vrae bespreek wat ons hier aanheg aan hierdie gedeelte.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u trou, dankie vir u wonderlike woord. Dankie dat ons kon leer hieruit die lewe van Rut. En dankie dat ons kan bid oor u voorsienigheid en dankie dat ons weet dat u met u heilsplan besig is in daardie tyd, maar ook in ons lewens elke dag. Dankie dat ons kan vra dat u woord sal open vir elkeen wat dit vandag bestudeer. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.